Goeiemôre. Het is baie goed om hier te wees, het is 'n groot voorreg. Ek en Suzanne was in 2015 was ons hier, saam met ons ouers op vakansie. So 'n volle 11 jaar terug. Ek was eerste jaar, Suzanne was ook eerste jaar en ek is bly sy is nog steeds by my, so dit is 'n groot plus. Maar dit is 'n groot voorreg om hier by julle te wees en ons hoor so gereeld van Vredenburg en eintlik die goeie werk wat jy aan die gang is en hoe die Here ook hier tussen julle werk en ons bid vir sy seën ook verder met die bediening hier so in die omgewing ook. Kom ons word stil voor die Here. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Geliefdes, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met julle almal. Amen. Kom ons sing saam tot lof van die Here lied 434 daarvan verse 1, 2 en 3. Ons het hom nou geoefen en ek dink julle kan hom mooi sing, so ons kan verder tot eer van die Here sing. Lied 434 verse 1, 2 en 3. So ons groot fokus is vandag op die Heilige Gees en die werking van die Heilige Gees en in besonder as dit kom by die geloofsbelijdenis. Ons kan nie hierdie woorde bely as dit nie is vir die Gees wat in ons werk en ons by mekaar bind nie. Daarom is ons so dankbaar teenoor die Here vir die groot voorreg om hierdie woorde saam met die kerk reg oor die wêreld, saam met die kerk van alle eeue af te kan bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die lyding van die hel ondergaan het, maar wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader,
waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk. Ek glo aan die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sit. En dan sing ons nou ook saam die beruiming van die geloofsbelijdenis, wat spesifiek rondom die Heilige Gees gaan, skrifruiming 12-2, vers 4. Ons gaan nou die Here se wet saam lees uit Eksodus 20 uit en dan gaan ons daarna saam sing uit Psalm 33 uit. Daarvan gaan ons vers 3 sing. Ons word geroep tot 'n nuwe lewe in Jesus Christus en dan werk die Heilige Gees nuwe lewe in ons. Ons word wedergebore in hom. En dan is die wet nie iets wat gehoorsaam moet word om gered te word nie. Dit is in elk geval nie vir ons moontlik nie. Dit is iets wat die Here vir ons gee as 'n rigtingwyser op ons pad. En daarom luister ons nie na die 10 gebooie as iets wat sê, ek moet nie. Liewerster, deur die Heilige Gees wil ek graag hierdie gehoorsaam. Kom ons luister dan na Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Tot sover.
Kom ons bid saam. Ons ewige God, wat 'n groot voorreg is dit nie om vanoggend in U naam hier by mekaar te kom nie. Wat 'n groot voorreg is dit nie om te weet dat U ons roep vanuit verskillende lewensfases, vanuit verskillende plekke, en dat U ons hier by mekaar bring, sodat ons saam kan luister na wat U vir ons sê. Alles wat ons is aan U te danke. Ons fisiese lewe, ons bestaan, die feit dat ons van U lewensasem ontvang het, maar boonop dit gee U ook aan ons geestelike lewe. U maak ons nuut. U vat dit wat skeiding tussen ons en U veroorsaak het en U verander dit in lewens wat vir U lewe. En dit alles omdat U seun na hierdie wêreld toegestuur het om vir ons sondes te kom sterf, om dit wat afstand tussen ons en U maak weg te vat, om die doel van ons lewens, naamlik om U te dien, wat ons so gemis het, om dit te kom verander. Ons bid dat ons vandag, dat U ons hart en gedagtes op U sal rig, dat U deur die Gees in ons sal werk. Ons bid, Heilige Gees, lei ons in hierdie gedeelte wat oor U handel. Help ons om meer te leer van U en ook hoe U in alles wys op die verlossing van Jesus Christus. Ons dank U vir alles wat U vir ons doen. Ons dank U vir U teenwoordigheid. Ons bid, Here, dat U met hierdie gemeente sal wees, dat ons 'n gemeente sal wees wat groei in U teenwoordigheid, wat vir ander vertel van U, nie skaam is vir die evangelie nie, maar dankbaar en bly is daaroor. Ons bid vir harte wat werklik gerig is tot U in alles wat ons doen. Ons bid ook vir ons geliefdes wat deur beproewende tye gaan, siek is en swaar kry. Ons bid dat U hulle sal bystaan en bemoedig en herstel sal bring in U krag. Dankie vir U ewige goedheid, dankie vir U genade en ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Ons lees vandag saam uit Handelinge 9 vanaf vers 26 tot 31 en dan ook Sondag 20 van die Heidelbergse Katekismes. So die vraag by Sondag 20 is, wat glo jy van die Heilige Gees? En die antwoord, ten eerste, hy is saam met die Vader en die Seun ware en ewige God. En tweedens, hy is aan my gegee, sodat hy my deur 'n ware geloof aan Christus en al sy weldade laat deel kry, my troos en ewig by my bly. En dan Handelinge 9, vanaf vers 26 af. Saulus het na Jerusalem toe gegaan en het geprobeer om daar by die volgelinge van Jesus aan te sluit. Maar almal was vir hom bang, omdat hulle nie kon glo dat hy 'n volgeling van Jesus is nie. Barnabas het hom egter oor Saulus ontferm en hom na die apostels toe gebring. Hy het vir hulle vertel hoe Saulus op die pad die Here gesien het en dat die Here met hom gepraat het en hoe hy in Damaskus openlik in die naam van Jesus gepreek het. Saulus het toe oral in Jerusalem saam met hulle rondgegaan en openlik in die naam van die Here gepreek. Hy het ook met die Grieksprekende Jode gepraat en met hulle geredeneer, maar hulle het hom probeer vermoor. Toe die gelowiges dit agterkom, het hulle hom na Caesarea toe geneem en hom daarvandaan na Tarsus toe weggestuur. In die hele Judea, Galilea en Samaria het die kerk 'n tyd van rus en vrede belewe. Dit het gevestig geraak en in gehoorsaamheid aan die Here gelewe. Die kerk is deur die Heilige Gees versterk en die ledetaal het toegeneem. So ons fokus is op vers 31 vandag
In die hele Judea, Galilea en Samaria het die kerk 'n tyd van rus en vrede belewe. Dit het gevestig geraak en in gehoorsaamheid aan die Here gelewe. Die kerk is deur die Heilige Gees versterk en die ledetal het toegeneem. Geliefdes, God bestaan nie. Dit is nie iets wat ons verwag het om vanoggend te hoor nie. Hoekom bestaan God nie? Die woord bestaan, of in Engels exist, sy betekenis word afgelei van die Latynse woord existare, wat letterlik beteken om uit te staan. Die idee van bestaan het sy wortels in die antieke filosofie, toe filosofe baie begaan was oor die vraag van bestaan. En wanneer hulle gepraat het van iets wat bestaan, dan het hulle dit gedefinieer as bestaan uit niks uit. So, daar's twee swere. Aan die een kant sê dit, hier is niks nie, en as jy wil bestaan, moet jy uit niks uitkom, om te bestaan. As mense bestaan ons, maar ons is konstant baie naby aan vernietig word. En dis eintlik hoekom ons kan sê dat God nie bestaan nie. Want hy staan uit niks uit nie. Niks bestaan nie waar God is nie. God is, en hy was, en hy sal altyd wees. En 'n mens is 'n skepsel. 'n Mens is uit niks uitgeneem en geplaas op 'n plek waar hy kan bestaan. Daar is niks buite die Here nie. Daarom is die Here, en dis so moeilik in ons taal eintlik om hom te kan beskryf. Want hy is nog altyd daar. As hy aan Moses verskyn in die brandende bos, dan sê hy, ek is wie ek is. Dis die enigste manier hoe God homself kan beskryf. Hy word nie afgelei uit iets uit nie. En hy het nie sy bestaan te danke aan enigiets anders nie. Hy is net nog altyd. Hy is ook nie gebonde aan ruimte of tyd, of verandering, of generasies, of agteruitgang nie. Hy is wie hy is. Daarom is dit ongelukkig so dat ons nie 'n beter woord het om te beskryf dat God ewig is nie. En daarom sê ons in ons algemene taal dat hy bestaan. Maar as ons kyk na God wat is wie hy is, dan help dit ons om die groot misterie van die drie-eenheid bietjie beter te verstaan. Dit is een van die dinge wat ons eendag ten volle sal verstaan wanneer ons by die Here is en ons kan sien. Maar wanneer ons praat van die Heilige Gees, sê ons nie dat hy bestaan vanuit die drie-eenheid nie. Dit was nie God en dan kom die Heilige Gees nie. Ons sê ook nie Jesus bestaan uit God die Vader uit nie. God is net nog ewig, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Een God, in drie onderskeie persone. In hierdie geval help die Nederlandse geloofsbelijdenis ons eintlik 'n bietjie. In artikel 8 sê dit, God is een in wese en onderskeie in drie persone. Ons glo dis nie drie afsonderlike gode nie, maar een God, een wese, in wie drie persone is, naamlik die Vader en die Seun en die Heilige Gees, wat in werklikheid en in waarheid van ewigheid af onderskeidelik is volgens die eienskappe wat hulle nie met mekaar deel nie, maar is tog een God. En dan fokus ons vandag spesifiek op die werking van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is nie net 'n krag wat uit die Vader of die Seun uitgaan nie. Hy is ook 'n persoon. Hy is iemand wat ons leer ken. Een van die bewyse hiervoor is dat die Bybel konstant na die Heilige Gees verwys met die voornaamwoord hy en nie dit nie. En die Heilige Gees doen dinge wat ons assosieer met iemand. Hy leer ons, hy inspireer ons, hy lei ons, hy treur,
Hy oortuig ons van ons sonde, en soveel meer ook nog. Onpersoonlike kragte of objekte tree nie op hierdie manier op nie. Net 'n persoon kan hierdie dinge doen. Ons sien verder dat hy God is, deur 'n baie interessante gebeurtenis ook eintlik in Handelinge 5. Dis een van daai gedeeltes wat 'n mens altyd lees en dan wonder jy, waar gaan hierdie eintlik? En dit is met Ananias en Safira. Dit was 'n tyd waar gelowiges al hulle eiendom verkoop het en dit saam gesit het om dit te gee sodat die evangelie kan groei en almal kan saamwerk en vooruit beweeg. En Ananias en Safira het gedink, ons gaan ons stuk grond verkoop, ons gaan bietjie geld vir onsself hou, maar ons gaan vir die mense sê, kyk hoe goed is ons het al ons geld gegee. En dan, wanneer hulle by Petrus kom, dan gelei deur die Here antwoord Petrus vir Ananias en hy sê, hoekom het jy jou deur die Satan laat omhaal om vir die Heilige Gees te lieg en van die verkoopprys vir jouself agter te hou? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. So, hierso wys Petrus al reeds dat die Heilige Gees en God dieselfde is. Daar word na die Heilige Gees as God verwys ook hierso. Maar dit bring ons dan by die vraag, so ons sien nou reeds, hy is deel van die drie eenheid. Hy is 'n persoon, hy is iemand wat ons leer en lei en rig en al die mooi dinge doen en hy is iemand wat kan treur. Maar wat is dan sy werking? Wat is sy doel? Waarmee is hy besig in die lewens van gelowiges? Ons sal nie daarin kan slaag om alles vandag op te noem nie. Dit sal 'n ewigheid vat om te besef watter werking die Heilige Gees doen, wat God alles doen vir ons. Maar ons kan vanuit die gedeelte uit fokus op 'n paar uit die teksgedeelte uit fokus op 'n paar kernpunte. So, ons kyk daarna dat hy ons roep vanuit ons geestelike dood na 'n lewe in Christus. Ons lees hier van Paulus wat in Jerusalem aankom, nadat hy tot geloof gekom het in Jesus Christus, nadat die Gees in sy hart gewerk het. En hier sien ons reeds die verandering wat die Heilige Gees bring. Paulus se woorde in Efesiërs 2 beskryf hierdie ook vir ons baie mooi, want hy sê daarso, ons is dood as gevolg van ons sondes en oortredings, wat ons lewenswyse kenmerk. Ons is dood. Dis hoe ons as gevolg van die sondeval bestaan. Geestelik dood, koud, gevoelloos vir God, weg van hom af. Daar is ons nie 'n enkele tikkie lewe in my wat die Here wil dien nie. Ons is nie in 'n geestelike intensiewe eenheid waar ons hart nog klop en die Gees net wat bietjie iets moet inspuit om ons aan te wakker en lewendig te maak nie. Ons is dood. Sonder hoop op enige redding. Verlore. Menslik gesproke kan ons nie geestelik lewend word nie. En Paulus verstaan hierdie goed, want soos ons reeds gesê het, hy was dood in wat hy gedoen het. In Handelinge 9 lees ons van hoe Jesus aan hom verskyn en die Heilige Gees geloof en bekering in sy hart wek. Die Heilige Gees wys vir hom op Jesus en hy werk so in Paulus om te sê, maar kyk, hier is Jesus, die een wat jy vervolg, maar die ene wat werklik die Seun van God is, die een wat gekom het om die wêreld se sondes weg te neem. Paulus het gedink, hy ken die Here, maar hy was dood, geestelik dood. Hy het vasgeglo dat hy besig was om die regte ding vir die Here te doen, deur Christene te vang en hulle in die tronke te gooi. Hy was vas oortuig dat hy die ideale Jood is en dat hy die wet perfek onderhou. Sy dade was hy trots. Sy optrede perfek en onberispelik in die oë van sy volksgenote. Hy het dit goedgekeur dat die Griekse Jode vir Stefanus, terwyl Stefanus preek oor die Here Jesus, vir Stefanus met klippe doodgooi. Hy het dit so goedgekeur dat hy daar was. Hy was besig om die mense se klere op te pas, sodat hulle vrylik hulle klippe beter kan gooi.
Maar toe verskyn Jesus aan hom. Toe werk die Heilige Gees in hom. En die Gees wys hom op sy sonde en daar's groot genade daarin dat die Heilige Gees vir ons op ons sonde wys. Vir ons wys hoe ver weg ons van hom af lewe. Maar dat hy ook vir ons beskerm van die absolute vernietigende effekte van ons sonde op ons gemoed. Want die Heilige Gees wys ons nie net op ons sonde nie, hy gee ons hoop, hy gee vir ons verlossing wat verstand te bowe gaan. En toe Paulus vir Jesus sien, het sy lewe net daar verander. Toe is hy nie meer geestelik dood nie. Hy is niet gemaak deur Jesus se opofferende liefde, maar niet gemaak deur die Heilige Gees wat in sy hart begin werk het. Nou is hy geestelik lewendig. Hy is nie meer 'n slaaf van die sonde en sy eie soeker na verlossing nie, maar iemand wat Jesus werklik ken. In Filippense 3 dink hy na oor alles waarop hy geroem het. Sy status, sy afstamming, sy wetsgehoorsaamheid. En dan sê hy daarso, ons het die ware besnydenis. Dit beteken ons het aan die ware verbond van die Here deel. Ons wat God deur sy Gees dien. So die wat op die regte pad is, die wat God deur sy Gees dien, besef dat ons beroem op Jesus Christus en nie op uiterlike dinge nie. Ons vind ons trots in Jesus Christus, ons vind ons verlossing in hom, ons vind ons krag in hom, want die Heilige Gees help ons om hom op die regte manier te dien. En dan sê Paulus daar, alles wat eers vir hom 'n bate was, beskou hy as waardeloos ter wille van Christus. Want om Christus sy Here, of Christus ons Here te ken, oortref alles in waarde. Hoe kosbaar is dit nie dat die Heilige Gees hierdie nuwe lewe in ons wek, deur ons te wys op Jesus se verlossing in ons lewens nie. Die Gees draai ons dooie oë, ons oë wat so op soek is na alles in hierdie wêreld, na status, na rykdom, na vervulling, na geld, en hy draai ons oë na die wonderlikste skat daar buite toe, en dit is Jesus Christus. Hy laat ons met lewende oë na Jesus kyk. En dan wanneer ons uit hierdie geestelike dood na die lewe toe geroep word, gee die Heilige Gees ons dan ook die vrymoedigheid om ander van Jesus te vertel. Wat baie opvallend is in Handelinge is die apostel se vrymoedigheid om oor Jesus te praat. Petrus, wat Jesus gevolg het, wat Jesus geken het, wou voor Jesus se kruisiging nie eers voor 'n slawemeisie erken dat hy hom ken nie, dat hy vir Jesus ken nie. En na Jesus se opstanding ontvang hy die krag, en na die uitstorting van die Heilige Gees ontvang hy die krag om voor die hele Joodse raad te staan en te sê, julle het hom gekruisig, maar hy het uit die dood uit opgestaan en hy lewe. Daar is nie iets wat uit Petrus eie krag uitgekom het nie. Hy was 'n bietjie van 'n lafaard voor alles, voor die Heilige Gees in hom begin werk het. En nou kan hy voor hulle staan, en hulle kan hulle in die tronke gooi, hulle kan nog steeds die vrymoedigheid hê om selfs in die tronk aan te hou Jesus verkondig. En dan sien ons die gebeurtenis van Stefanus, 'n man wat vol was van die Heilige Gees, soos daar van hom getuig word. En terwyl mense op hom skree en hom met die dood dreig, het hy die vrymoedigheid om aan te hou Jesus in hom verkondig. Die krag van die Heilige Gees wat daar in die werking is, wat menslike verstand te bowe gaan. En dan ook, hoe mooi die Here in Paulus se lewe werk, want ons sien 'n baie groot narratiewe wending, in Engels noem hulle uiteindelik 'n plot twist, in Paulus se lewe. Paulus het gesien hoe word Stefanus gestenig. Hy het gesien hoe word Stefanus gestenig terwyl hy Jesus se naam verkondig. Hy was fisies daar. Hy was bly daaroor. Maar wat so ironies is nadat die Gees in hom gewerk het en hy Christus gesien het vir wie Christus is en hierdie wonderlike geloof van die Here af ontvang het, het Paulus Jerusalem toe gegaan en hy het met die einste mense wie se klere hy opgepas het hy gaan begin redeneer en vir hulle gesê, maar Jesus is die Here. Dieselfde mense
wie hy aangemoedig het om vir Stefanus met klippe te gooi, hierdie Griekse Jode, het hy nou mee gaan redeneer en stry, en die ironie van die saak is, hulle wou hom ook doodmaak. Hier is iets wat alleenlik deur die Heilige Gees se krag kom plaasvind. Iemand wat so ernstig oortuig was van sy saak, so vasgevang was in sy sonde, dat hy gedink het dat dit wat hy doen is eintlik die regte ding. Nou die Heilige Gees se lig net oor sy lewe geskyn het en vir hom gewys het op Jesus. Daarom kan ons ook sê, ons ontvang deur die Heilige Gees se krag om met vrymoedigheid oor Jesus te praat. Ons gebruik soveel verskonings, ons kan sê, ek is nie geleerd genoeg nie, of ek weet nie wat om te sê nie, of wie sal na my luister, of ek's te jonk, of ek's te oud, of ek's te onervare. Maar dis selfsugtige verskonings. Want ons kyk te veel na onsself en ons tekortkominge, en in onsself het ons soveel tekortkominge, ons sal nooit die krag kan hê om van Jesus te praat as ons na onsself kyk nie. Maar ons moet na die Here kyk. Ons moet die fokus op die Here plaas, wat geen tekortkominge het nie. En op die Heilige Gees se krag, wat ons sal kan lei in hierdie situasies. Wat 'n ongemaklike situasie moes dit nie vir Paulus gewees het, om skielik tussen Christen gelowiges te wees, wat hy van tevore in die tronk gegooi het. En mense wat menslik gesproke geen rede gehad het om te vertrou dat hy tot bekering gekom het nie. Ons lees hier so in die gedeelte wat van die gelowiges wat nie wou glo dat Paulus tot bekering gekom het nie. Hulle het geglo, hy moet 'n spioen wees of iets, of hy moet hulle probeer uitvang. En dan sien ons ook iets baie moois wat die Heilige Gees daar doen. Hy gee vir Barnabas die vertroue om ware bekering en ware geloof in Paulus se hart raak te sien. Hy lei vir Barnabas om met gasvryheid vir Paulus nader te trek. Iemand wat duidelik ongemaklik is, iemand wat duidelik sleg voel oor dit wat hy gedoen het, maar besef hy het nou geloof van die Here af ontvang. En Barnabas trek hom in deur die Here se leiding. En deur dit kom ons soveel goeie dinge, soveel op. Dis 'n voorbeeld vir ons ook in ons lewens. Ons mens mag gereeld geleenthede beleef wat iemand die Here se lig gesien het en ons hulle nie wil glo nie. En die vraag is of ons eintlik meer skade doen as goed dan, om nie te wil glo dat iemand tot bekering gekom het nie. Daarom moet ons bid dat die Heilige Gees ons ook die vrymoedigheid sal gee om iemand wat dalk van tevore 'n vyand was, iemand wat gehaat was deur ons, en iemand wat, nie dat haat reg is nie, maar iemand wat regtig daarop uit was om ons jou lewe moeilik te maak, maar nou tot bekering gekom het en die Here se lig gesien het. Is dit so nodig om deur die Heilige Gees gelei te word om met daardie persoon op te praat en te deel in die vreugde. Maar deur hierdie vrymoedigheid wat die Gees gee om oor Jesus te praat, het hy ook die kerk in Jerusalem en dwarsdeur die hele Judea opgebou. Mense se lewens is verander. Mense het die waarheid van Christus gesien. Mense het, soos die katekismes sê, deel gekry aan Christus se weldade. En is 'n groot woord om eintlik maar net al die goeie dinge wat ons nou skielik in ons lewens deur Jesus ontvang het te beskryf. En dit is wat die Gees doen. Hy herinner ons dat ons deel het aan die weldade van Jesus. Ons het deel aan Jesus se verlossing. Ons het geestelike lewe, ons het hoop, ons het ewige lewe, ons het betekenis, ons het sin vir ons lewe, ons het vryheid. Ons ontvang soveel liefde en ontferming en vrees vir die Here en vertroosting en bemoediging en krag ook van hom af. En dit is dan die laaste aspek van die Heilige Gees se werking wat ons vandag gaan bespreek, hierdie hele aspek van vertroosting en bemoediging en krag. Want in die Grieks word daai verskillende aspekte in een woord vasgevang. En dis die woord parakletos.
Dis 'n woord wat baie moeilik vertaal. Die aand voor Jesus se kruisiging gee aan die disippels die belangrike beloftes rakende die Heilige Gees. Hy maak dit aan hulle bekend dat hy hulle gaan verlaat en dat hulle nie saam met hom kan gaan nie. Maar hy stel hulle gerus en sê dat hy 'n ander voorspraak sal stuur om ewig by hulle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Nou, Parakletos word dan hierso in die 83 vertaling vertaal met voorspraak. In die 2020 vertaling sê dit direk net Parakleet. Hulle probeer dit nie eers verder vertaal nie. Ek dink hulle wil hê mense moet dit eintlik kan verduidelik. Maar op ander plekke word dit vertaal as trooster of hulp. Maar kom ons kyk 'n bietjie na wat die woord Parakletos beteken. Dit beteken geroep om by te staan. In die antieke wêreld was dit iemand wat geroep was om bystand te bied. En word in vandag se tyd toegepas as 'n advokaat. Die Parakletos was 'n familie se advokaat. Iemand wat altyd op bystand was om te help indien daar 'n probleem opgeduik het in 'n familie. Hy kon dadelik kom om te help. Hy kon dadelik kom om bystand te bied. Hy kon dadelik kom om raad te gee. Hy was 'n advokaat. En dit is hoe ons verhouding met die Heilige Gees ook is. Ons is deel van God se familie, deur die nuwe lewe wat ons ontvang van die Here af. En hierdie geloofsfamilie waarin ons is, 'n advokaat, is die Heilige Gees. Hy is altyd teenwoordig om bystand te bied en te help in tye van nood, in tye van bekommernis, in tye van groot hartseer. Maar hy is ook nie net 'n vertrooster wat ons bystaan nadat ons seer gekry het in die lewe nie. Jesus sê aan sy disippels in Johannes 15 dat hy hulle gaan los in 'n vyhandige wêreld. En in hierdie vyhandige wêreld sal daar tye wees wat hulle gehaat gaan word. Maar hy gaan die Heilige Gees stuur om hulle by te staan. So hulle beginpunt is by die Heilige Gees en dan gaan hulle met krag in die wêreld in. Hierdie disippels se lewens gaan 'n uitdaging wees. En niemand wil in so 'n tipe situasie ingaan sonder enige hulp nie. En daarom is dit so belangrik om te weet dat die Heilige Gees nie net na ons te kom om ons by te staan na 'n oorlog nie, of na 'n moeilike tyd nie. Maar hy is ook die een wat ons krag gee voor en gedurende allerhande uitdagings wat ons in die lewe mag beleef. En die kerk van die Here is ook nie net 'n hospitaal waar siek mense heen kom nie, dit is ook 'n toerustingsarea, dit is 'n opleidingsarea, dit is 'n plek waar ons die Heilige Gees se krag ontvang en in die wêreld kan ingaan, na buite toe, om die stryd moedig en met volharding te stry. So werk die Heilige Gees saam met Jesus. Jesus was die eerste parakleet wat gekom het, die eerste advokaat, want hy het namens ons ingetree vir ons sondes. En nou ontvang ons die bekragtiging van die Heilige Gees af, as ons bystand en hulp. Waar los dit ons? Ons moet vandag besef dat ons hierdie kosbare geloof in Jesus Christus ontvang het, alleenlik deur die Heilige Gees se werking in ons lewens. Nie deur ek wat mooi of oulik was nie, dis genade, dis onuitspreeklike genade, onverdiende genade. Hy gee ons die vrymoedigheid om verby ons eie tekortkominge te kyk na God wat oneindig groot is en nog altyd daar is. Hy gee ons die krag, die Heilige Gees gee ons die krag om ander van Jesus te vertel. En ons sien daardie krag werk in die verlede, in die hede, en hy gaan in die toekoms ook nog daar wees. En ons kan dan soveel troos en aanmoediging ontvang, om te weet dat die Heilige Gees ons parakleet is, ons vertrooster, ons advokaat, ons hulp, ons bystand.
Hy staan ons by, hy bemoedig ons, hy vertroos ons in tye van hartseer. Maar hy moedig ons ook aan om proaktief te wees in ons lewens, om uit te gaan. Hy gee ons die krag om uit te gaan. En hy gee aan ons die toerusting dan, om mekaar ook op te bou, deur ons gawes. Mag ons dus vandag soveel troos en aanmoediging in die werking van die Heilige Gees in ons lewens ontvang. En weet dat hy nog altyd daar is, en hy altyd daar sal wees, om in ons lewens ons ook by te staan. Amen. Kom ons bid saam. Ons ewige Here, U is nog altyd daar. U is wie U is. Daarom bid ons dat U vandag ook so in ons sal werk, dat ons na U sal kyk, dat ons sal besef dat U deur U Heilige Gees ons bystand bied, geloof gee, krag gee, nuwe lewens gee, vrymoedigheid gee. Mag ons aangemoedig wees daardeur, om nie net in die grootste geleenthede van ons lewens nie, maar in die dag tot dag bestaan van U te praat, met ons kinders, met medewerkers, met mense wat vir ons werk, met enigiemand. Lei ons na die regte geleenthede toe, waar ons ook kan praat oor U. Herinner ons daaraan dat U die een is wat die saadjie plant, maar dat U ons gebruik as instrumente om te verkondig en te vertel van wie U is. Ons dankie vir al die krag wat ons kan ontvang. Ons dankie dat ons so gereeld omstandighede beleef wat menslik gesproke baie swaar is, baie moeilik is, menslik gesproke onoorkombaar voel. Maar dat U tog krag in ons gee wat ons verstand te bowe gaan. Deur U Heilige Gees ons ophou. Mag dit ons uitgangspunt wees in die lewe. Nie verskonings te hê nie, maar oplossings te soek deur die leiding wat U vir ons gee, deur U krag. Ons bid dit alles in Jesus se naam alleen. Amen. Ek gaan nou afsluit met skrifruiming 8-1, die Pinksterbelofte, beruiming uit Jesegiel 36 uit, wat verduidelik van hoe die Here ons nuwe harte gee, nuwe krag om uit te gaan en te verkondig. Kom ons sing verse 1 en 2. Liefdes, ontvang die seën van die Here, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus,
die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen.